Voor Jesus opgevaar het na die hemel, laat hy ons met 'n opdrag. En ons mag nooit hierdie opdrag vergeet nie, en ons moet ons gedurig daaraan herinner. Ek lees dit graag vir jou, dit staan in Matteus 28 vers 19. Gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ja, hierdie teks sê vir ons dat ons elke dag moet getuig van Jesus se grootheid, van die feit dat hy ons verlosser is, dat hy die Messias is. Dit is nie altyd so maklik om te getuig nie, né? Miskien het jy dit een keer probeer en is jy afgejak. Ek onthou die eerste keer toe ek vir wêreldse mense my getuienis gedeel het, het ek so skok gekry. Nou, ek was in 'n motorongeluk gewees en toe het God my geroep op die manier om teologie te gaan studeer. En toe ek het die eerste keer vir mense vertel wat nie Christene is nie, was hulle reaksie, so jou God breek jou bene, sodat jy teologie kan gaan studeer. Dit was soos 'n beker koue water in my gesig. Ek kon nie glo dat dit is hoe mense redeneer en dink nie, want my God is dan so goed vir my, en hy het my daardeur gedra, en ek glo ek maak vandag 'n verskil vir hom, en hy het my seer omgedop. Maar dis hoe die wêreld baie keer op ons getuienisse reageer, en dit maak ons baie keer skie om te getuig vir hom. Maar weet jy wat die wonderlikste van hierdie opdrag wat Jesus vir ons gee, is die laaste gedeelte, en ek lees dit weer vir jou. Hy sê, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En hierdie gedeelte sê net vir my dat God rus ons toe. Hy is by ons, en wanneer jy dit waag om te getuig, is hy die een wat die werk doen. Jy is maar net 'n instrument in sy hand. Ja, die Here kan met kromstokke reguit houe slaan. Iemand het eendag gesê, just walk across the room. Ja, deur ons lewe en deur ons verhoudinge moet ons ook Jesus vir ander mense wees en hulle voorstel aan die lewende God. Dis nie maklik nie, en baie keer sukkel ons, maar God help ons en ons moet hom net vra om ons toe te rus. Daar's 'n verhaal wat vertel van 'n klein seentjie en hy wou 'n swaar klip optel en hy vra toe vir sy pappa, "Pappa, sal ek hierdie klip kan optel?" En sy pappa sê vir hom, "Ja my seun, as jy al jou krag gebruik, sal jy die klip kan optel." En die seentjie het probeer en hy het gesukkel en sy gesig het bloedrooi geraak en hy kon nie die klip optel nie en hy sê, "Pappa, ek probeer en ek kry nie die klip opgetel nie." En die pappa sê, "Maar jy het nog nie al jou krag gebruik nie, want jy het my nog nie gevra om jou te help nie." En ja, God sê in sy woord dat ons hom moet vra. Ons kry nie, want ons vra nie. So vra die Here om jou toe te rus, sodat jy ook 'n getuienis vir hom kan wees, 'n lig wat skyn in die wêreld daar buite.